Vanuit 'n Christelike perspektief is die tema van verlossing natuurlik nie net die werk van Jesus Christus nie, dit is ook die werk van die Heilige Gees. So as 'n mens wil praat oor verlossing, moet jy eintlik altyd van die werk van Christus en van die Gees praat. Wat ek probeer aantoon in Maar verlos ons van die bose, is dat die twee moet altyd saamgaan. Mens sou so kon sê dat sonder die werk van die Heilige Gees beteken die werk van Christus eintlik niks nie. Dit maak eintlik geen verskil aan ons omstandighede vandag nie. Omgekeerd, sonder die werk van Jesus Christus kan die Heilige Gees eintlik niks uitgerig kry nie. Jy bou op 'n fundament wat op sand is wat net wegspoel. So die werk van die Heilige Gees is alleen eintlik op grond van dit wat Christus gedoen het. Wat ek doen is om 'n onderskeid te maak tussen fundament of eintlik hoeksteen, dis Christus, 'n patroon, dink aan die wyse waarop die mure op 'n bepaalde fundament gebou word. Die mure is nie maar net 'n eindelose voortsetting van die fundament nie, dit bou juis op daardie fundament. Maar dan ook die woord paradigma, wat beteken jy kan op dieselfde patroon ook huise op ander plekke doen, wat nog altyd iets sê van die argitek en van die visie van die argitek, maar die huise is nie net noodwendig 'n replika nie. In ander dele van die wêreld en na gelang van ander omstandighede kan die huise heeltemal anders lyk. So dis 'n poging om iets te sê van die verhouding tussen die werk van Jesus Christus en dan ook die werk van die Heilige Gees.